Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat met julle gesels en natuurlik dankie aan Skade Genade vir die ondersteuning. Gesels tog met hulle en kyk na jou versekering, jy kan regtig geld spaar. In hierdie moeilike tye tel elke sent bymekaar. Ja, natuurlik, markte bly deur mekaar. Daar is verskeie anomalieë in die markte aan die gang. Ons graanmarkte, vleismarkte en dan ook natuurlik die Trump-administrasie wat voortstroomroller. Daaroor gepraat en lyk vir my Suid-Afrika is regtig aan die slaap gevang. Ons spesiale gesant wat na Amerika toe gestuur is, meneer Jonas. Sy papiere is nooit aanvaar nie en hy is nooit in die FSA toegelaat nie. So die Trump-administrasie het gesê hulle gaan voort 1 Augustus 'n 30% invoertarief en as ons met aanhou met ons BRICS-stories nog 'n 10% invoertarief daarbey. Nou wat sleg is, motoruitvoere sien ek die week het so met 80% gedaal. Die laaste paar maande weens die onsekerheid en natuurlik ook word aanvaar dat AGOA tot stilstand gekom het. Dit was waaronder ons tariefvry na hulle kan uitvoer. Dan ook daar's maar baie debatte oor die landboubedrywe wat se uitvoere geraak word. Nie 'n groot deel van die mark nie, maar nogtans sitrus, neute, wyn en ek sien ook verwerkte voedselprodukte. Die punt is, dis nie so maklik om nuwe markte te soek nie. Dit vat jou 'n paar jaar om 'n mark te ontwikkel. Jou produkte daar te kry, so dit is 'n probleem. Enige mark wat jy verloor is sleg vir ons. Dan deel van die vreemdheid in die markte op die oomblik is met al die woeligheid, die aandelemark in Amerika is op 'n nuwe rekord hoogtepunt, dit bly styg. Goud haal so 'n bietjie asem hier by $3,300 'n ons. Dit het baie skerp gestyg die laaste jaar. Terwyl oliepryse ook bokspring 'n bietjie rond, maar hy hang hier rond tussen $67 en $70 'n vat, afhangende maar van die nuus wat dit dryf. En die rand hou ook redelik stabiel tussen 17.80 en 18.20, maar ek dink nog steeds ons moet versigtig wees. Nou deel hiervan, petrolprys gaan daal op die oomblik, lyk die syfers of die petrolprys gaan daal. Volgende maand, middelmaand syfers. Die probleem is by diesel. Dieselpryse gaan styg en die rede vir dieselprysstygings, hulle praat van tot 63 sent 'n liter, terwyl petrol met so 20-24 sent 'n liter kan daal. Daar's 'n wêreldwye tekort aan diesel. Die FSA se dieselvoorrade is so 23% onder die 5 jaar gemiddeld. En een van die redes is natuurlik dat die Russiese olie is blykbaar 'n swaar olie wat gebruik word vir diesel in die wêreld en dit word nou vasgelê in sanksies. En dan ook biodieselproduksie bly groei, maar is nog te min om die druk te verlig. In Europa sê hulle is omtrent die helfte van hulle brandstofverbruik is diesel. So dieselpryse styg tans vinniger as oliepryse. En onthou ook, ons het nie meer olieraffinaderijen in Suid-Afrika nie. So ons voer dit in, so die voorraadvlakke in die wêreld is knap, die aanbod is knap en die vraag bly groei, veral in Europa met vervoer. So wees versigtig, hou jou oog op dit, ek moet nie tekort gevang word met diesel nie en dieselpryse nie. Dit is iets wat aangestap kom na ons toe en Rabobank waarsku alle wyle daaroor. Dan deel van Amerika, ons het laasweek gepraat oor hulle beleid van Farmers First in Amerika, dis nou deel van America First, waar hulle baie fokus op hulle landbou, beskerming van hulle landbou, familieboerderye waaroor ons gepraat het, wat hulle baie sterk op fokus. Nou sien ek die jongste is ook dat hulle suikerinvoere gestop het, want hulle sê dit is gesubsidieerde suiker uit van hulle buurlande in Suid-Amerika, en hulle gaan net suiker toelaat wat onder handelsooreenkomste by hulle ingesluit is. Ons kan ook so 'n klompie suiker onder 'n tariefkwota uitvoer. So hulle is regtig besig om na hulle eie boere te kyk en die familieboerderye groot opstoot te gee. Hulle is ook besig met hulle 10 jaar of 5 jaar landbouwetgewing aan te pas onder meneer Trump se nuwe beleide. En daar is baie klem op die Amerikaanse landbou en om meer selfvoorsienend te wees. So dis ek dink die belangrikste nuus. Bly maar baie onstabiel, maar onthou net teen die tyd wat ons die opname maak en wat julle dit hoor, gebeur daar baie goed, so verskoon dit. Kom ons vat 'n advertensiebreek, dan kom ons terug en gesels oor die markte. Met al die beskikbare grondvolg hierdie seisoen is koring nou 'n proposisie. Ons sal graag vir jou wil kwoteer vir versekering op jou wintergewasse. Rypdekking op besproeiingskoring en gars is ook beskikbaar, terwyl branddekking ook apart uitgeneem kan word.
Kontak gerus jou skadegenade verteenwoordiger of besoek ons webwerf by www.skadegenade.co.za. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie-nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars. Nou kom ons spring weg. Brasilië, rekord mielieoes wat op die lande staan. Hulle onthou hulle 2 mielieseisoene. Nou hierdie een wat hulle tans van praat, 134 miljoen ton, en ons het al gepraat, hulle is 'n groot uitvoerder van grane en natuurlik oliesade ook. Baie begin dominant raak. Nou in aansluiting daarbij, China, luister gou hierna, China se mielieproduksie is by die 300 miljoen ton 'n jaar. Dit bly groei en hulle verwag dat hulle invoere bly daal, hierdie jaar net 8 miljoen ton. En dan is hulle ook besig, sê hulle, om weg te beweeg van Amerika om hulle te voorsien. Hulle grane en oliesade is Suid-Amerika en Australië ook met koring. Hulle koringproduksie is so 141 miljoen ton en invoere is maar so by die 6 miljoen ton. Nou deel hiervan, China het 'n nuwe landboubeleid waar hulle baie geld sit in landbou, voorligting, nuwe produksietegnieke, hoë potensiaal landbougrond, en hulle wil graag hulle invoere vervang dat hulle selfvoorsiening kan wees met graan, dis nou mielies en koring. En hulle is ook besig om, terloops, hulle voerverbruik 'n jaar is so 320 miljoen ton. So hulle is besig om baie sterk na selfvoorsiening te kyk en weg te diversifiseer van Amerika af. So hulle wil graag selfvoorsienend wees en dan is hulle hele strategie. Dan ook in Amerika, is die debat op die oomblik toestande lyk bo verwagting goed. Die debat is nie hoe groot die oes gaan wees nie, die debat is of hulle 'n nuwe rekord opbrengs gaan kry vir mielies en sojabone. Maar onthou, miskien saam daarmee, hulle praat van 'n beermark, so hulle pryse is op die oomblik onder afwaartse druk by mielies, koring en sojabone, maar hulle beweeg in 'n kritieke stadium van hulle oeste in, so daar kan nou allerhande goed met die weer gebeur. So hou maar dop. Volgende weke, hulle gaan hulle in bestuiving in, en natuurlik is dit krities. Hier by ons, mielieoesstropery vorder goed, so 8,4 miljoen ton gelewer laasweek van die amper 15 miljoen ton, soos is 'n raps oor halfpad. Die dilemma bly witmielies, van die 4 miljoen ton wat gestroop is slegs 65% graad 1. Dit verklaar natuurlik die anomalie waarom graad 1 mieliepryse bly styg witmielies. En dis op die oomblik 'n raps oor die R5.000 'n ton. En dis weens die tekort aan graad 1. Ons sal sien as die weste in produksie kom of dit verander. Nou graad 2 witmielies is so by die R550 'n ton goedkoper as graad 1. En natuurlik is die storie maar in die mark van die mense gebruik graad 1 en graad 2 en meng dit en dan maak hulle meel daarvan. Die ander dilemma is, alhoewel dit 'n groot hoeveelheid witmielies graad 2 is dit nog heeltemal te duur vir die voermark. So die vraag is, waarheen gaan hierdie graad 2 en 3 mielies gaan en hoe gaan dit uitspeel in die volgende maande? Dan die geel mielieoes, so 4,4 miljoen ton gelewer, amper 60% van die 6,7 miljoen ton oes. Dit alles is graad 1, so daar is nie 'n probleem nie. Dit gaan natuurlik alles in die veevoermark in en ons het gesê ons gaan nog 600.000 of 700.000 ton geel mielies moet invoer, afhangende wat met die graad 2 en 3 wit mielies gebeur. Geel mieliepryse basies sywaarts by R4.200 'n ton. Dan Chicago, sojabone, ons het gesê dit is onder afwaartse druk, so dit trek ons pryse ook af na R7.200 per 'n ton. Die oes is redelik klaar gelewer van die verwagte 2,6 miljoen ton lewerings. Dit is so op 2,54 wat gelewer is in dit plat af. So ek dink dit is op hande, dit is afgehandel. Sonneblomsaad sukkel 'n bietjie. Daar is slegs 620.000 gelewer van die verwagte 700.000 ton en die afleweringsplat ook af. So ek dink ons gaan daar 'n kleiner oes sien. Dis natuurlik ook wat die prys stit hier by R9.500 'n ton. In die geval van koring, Chicago ook redelik laer beweeg, amper 17% laer hierdie jaar al. Nou dit het tot gevolg dat ons invoertarief verhoog word. Laasweek is 'n verhoogde invoertarief van R851.50 per ton afgekondig om op te maak vir die dalende internasionale prys. Nou dit het nie veel effek op ons pryse gehad nie. Desember koring so bietjie op na R6.300 'n ton toe
En ja, dit is naby maande is amper R300 'n ton duurder, sodat die mark verdiskonteer dat Desember baie goedkoper is. Aardappelpryse baie min verander, sywaarts op R55 kilogram, redelik genoeg. Leweringspekanneute ook nie verander nie, redelik stabiele pryse op die oomblik. Ek dink van die boere kan hulle bietjie verskans rondom die wisselkoers. Dan dankie aan die boere in die veemarkte wat pryse deurgee. Dit wissel maar redelik. Ons bly almal is baie senuweeagtig oor die hele pack and closure proses. Ek kon nog nie raaklees dat daar 'n ordentlike plan is om dit te bestuur nie. En daar is nou allerlei fluisteringe oor die groot voerkraal dat hulle nog nie kan begin slag nie, hulle geld begin opraak. Onthou nou, daardie hoeveelheid diere moet bly gevoer word, hulle word al hoe swaarder en daar's nie geld wat inkom nie. Daar's ook stories wat rondloop dat daar nie genoeg enstof is vir hulle nie. Dit nou daar gelaat. Klas A pryse teruggesak, B so R75 'n kilogram, maar klas AB is so R70 'n kilogram, baie naby aan klas A. En daar is nou ook 'n nuwe debat om te sê, maar die risiko van groot beesvoerkrale met al ons biosekuriteit-probleme wat vir 'n lang jare by ons gaan wees, gaan die mark nie wegskuif na B-grade en plaasafronding nie. Dis 'n lekker debat wat ons gaan voer. So lamvleispryse wissel tussen R100 en R107 'n kilogram afhangende van die streek. Varkvleis bly maar redelik sywaarts op die oomblik, alhoewel hulle verwag 'n styging in die tweede deel, so by R33-34 'n kilogram. En bevrore hoendervleis ook stabiel op 35, maar wat baie interessant is dat vars hoender baie duurder is, R40 'n kilogram. Daarom 'n stukkie goeie nuus en dit is dat die invoere van hoendervleis nou maand op maand die laaste jaar redelik begin daal. Nog positiewe nuus is dat die melkbedryf 'n redelike netto uitvoerder geword het. Ons voer al hoe meer suiwelprodukte in en ons voer al hoe minder suiwelprodukte in en dit sit natuurlik ook hulle pryse. Dis die nuus vir die week. Groete van Johan Willemse.